Waar is jou broer? Verlede Sondag het ons gehoor hoe Adam en Eva val vir die slang se leuen, julle sal soos God word. Hulle is reeds geskape na die beeld van God. Die mens is dus reeds soos God. God se eie asem is in die mens. Die slang lieg vir hulle en sê vir hulle dat hulle deur sonde soos God sal word. God wat sondeloos is. Die waarheid was eerder dat die slang die beeld van God in die mens probeer vernietig. Die waarheid is dat hulle die soos God sou verloor en eerder soos die slang word. Eintlik vernietig die sonde juis God se beeld in ons lewens en ons besluit self wat goed en kwaad is. En die oomblik toe hulle vir die slang se leuen val, kon hulle nie meer die beeld van God in hulle self sien of ervaar nie, en het hulle soos die slang geword, en daarom was hulle skaam, skuldig, en het dit probeer wegsteek. In plaas daarvan dat hulle voor God neerval en hulle foute en sonde bely, kruip hulle weg en steek hulle skande, hulle naaktheid, hulle sonde en ongehoorsaamheid weg agter mensgemaakte goed. Maar God roep steeds, waar is jy? Die sonde het die mense soeke na God vernietig, maar dit het nie God se soeke na die mens vernietig nie. Die mens herken nie hulle foute en sonde nie. Dis steeds die patroon van sonde vandag. Ons blameer ons omstandighede, ons blameer ons opvoeding, ons blameer ander mense, ons blameer selfs vir God, maar ons weier om verantwoordelikheid te neem. Op die ou einde is Jesus geoffer en het ons hom aangetrek en is ons sonde, ons skuld, ons skaamte weggeneem. En omdat ons Jesus aangetrek het en so vergifnis ontvang het, het ons ook 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Ons lees vanoggend Genesis 4 van vers 3 af en ons tema is, waar is jou broer? Na verloop van tyd het Kain van die vrug van die grond 'n offer vir die Here gebring en Abel, ook hy het 'n offer gebring uit die eersgeborenes van sy kleinvee, van hulle vet. Die Here het Abel en sy offer met guns beskou, maar Kain en sy offer het hy nie met guns beskou nie. Dit het Kain baie kwaad gemaak en hy was teneergedruk. Die Here vra toe vir Kain, waarom is jy kwaad en waarom is jy teneergedruk? Is dit nie so dat as jy goed doen, jy jou kop kan optel nie? As jy egter nie goed doen nie, lê die sonde op die loer voor die deur. Na jou is sy begeerte, maar jy moet oor hom heers. Kain sê toe vir Abel, sy broer, kom ons gaan veld toe. Toe hulle in die veld was, het Kain teen Abel sy broer opgestaan en hom doodgemaak. Die Here het vir Kain gevra, waar is Abel jou broer? Hy het geantwoord, ek weet nie, is ek dan my broer se oppasser? Die Here het gesê, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer bly roep na my vanuit die grond. Daarom vervloek is jy, verban van die grond af, die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. 2 broers, 2 offers, een offer word aanvaar en die ander word verwerp. Ons lees nie waarom God Abel se offer aanvaar het en Kain se nie, maar daar is tog baie belangrike verskille tussen die 2 offers. Abel se offer van die eerstelinge, die beste, die eerste, van die vet, die mees waardevolste gedeelte. Hebreërs 11 vers 4 sê dat Abel se offers gebore is uit geloof. Daar staan, deur geloof het Abel 'n beter offer as Kain aan God gebring, waardeur getuig is dat hy regverdig was toe God oor sy gawes getuienis gelewer het, en deur geloof praat hy nog steeds, al het hy gesterf. Kain se offer, net van die vrugte, nie van die eerste of die beste nie, daar's geen aanduiding van geloof nie. Dit gaan nie noodwendig oor die tipe offer vrug teenoor dier nie, maar oor die gesindheid van die hart. God sien nie net wat jy doen nie, God sien die bedoeling van hoekom jy iets doen. Kain se reaksie, woede en afguns. Dit het Kain baie kwaad gemaak en hy was teneergedruk staan daar, letterlik sy gesig het geval. Kain se reaksie openbaar sy hart. Hy's kwaad. Nie jammer omdat sy gesindheid met sy offer nie reg was nie, nie nederig nie, maar kwaad. Sy gesig het geval, uiterlike tekens van innerlike opstand. Hy word jaloers op sy broer.
In plaas daarvan om sy eie gesindheid voor God reg te maak, haat hy sy broer. Die oomblik wanneer jy die beeld van die slang aantrek, word jou hele lewe daardeur geraak. Sy offer is nie reg nie. Dis 'n geestelike probleem. Dit gaan oor sy gesindheid teenoor God. Vra jouself af, gee jy vir God of gee jy vir die kerk? Is daar voorwaardes aan wanneer jy gee en hoe jy gee? Ons word kwaad wanneer mense ons verkeerde gesindheid raak sien. Dis 'n emosionele reaksie. Ons blameer ander in plaas van onsself. Dis 'n verhoudingsprobleem en dit lei tot haat. Ek staan teenoor alles en almal wat nie dink soos ek dink nie en nie sien soos ek sien nie. Net soos in Genesis 3 met Adam en Eva, kom God weer na vore om vir Kain die geleentheid te gee om sy gesindheid te verander. Dit gaan nie oor jou broer of oor enige ander persoon rondom jou nie. Dit gaan oor hoe jy dink, leef en doen. Dit gaan oor jou gesindheid. Genesis 4 vers 6 tot 7. Die Here vra toe vir Kain, waarom is jy kwaad? En waarom is jy teneergedruk? Is dit nie so dat as jy goed doen, jy jou kop kan optel nie? As jy egter nie goed doen nie, lê die sonde op die loer voor die deur. Na jou is sy begeerte, maar jy moet oor hom heers. God vra, waarom is jy kwaad? Waarom is jy teneergedruk? Waarom hang jou gesig? God probeer Kain laat nadink oor sy eie emosies, sy hart, sy gesindheid. God gee uitweg. Is dit nie so dat as jy goed doen, jy jou kop kan optel nie? Dit is nog nie te laat nie, daar is nog hoop. Verander jou gesindheid teenoor mense en teenoor God. Vergeet van wat jou perspektief is oor die ander mense se gesindheid en kry jou eie gesindheid reg. God waarsku. As jy egter nie goed doen nie, lê die sonde op die loer voor die deur. Dit is soos 'n roofdier wat wag om toe te slaan. Die keuse is in jou hande. Trek jy die beeld van die slang aan of trek jy vir Christus, God se beeld aan? God bemagtig ook. As jy egter nie goed doen nie, lê die sonde op die loer voor die deur. Na jou is sy begeerte, maar jy moet oor hom heers. Jy hoef nie die slagoffer van sonde te wees nie. Deur God se krag kan jy oorwin. Dit is die een van die mees kragtigste verse in die hele Ou Testament oor die stryd teen sonde. Sonde is persoonlik, dit begeer jou, dit wil jou opvreet, jou insluk, verskeur. Sonde is aggressief, dit lê gereed, dit wag, dit soek 'n kans. Maar sonde is oorwinbaar, jy moet oor hom heers. Hoor weer, sonde wil jou verskeur, dit lê en wag op jou, maar jy kan dit oorwin. Filippense 4 vers 13. Tot dit alles is ek in staat deur hom wat my krag gee. God gee vir Kain, die simbool van die mensdom, van jou, van elke sondaar, 'n keuse, 'n kans, 'n uitweg. Hy dwing hom nie tot gehoorsaamheid nie, maar hy waarsku hom duidelik van die gevolge van ongehoorsaamheid. Wat kies Kain? Kain sê toe vir Abel sy broer, kom ons gaan veld toe. Toe hulle in die veld was, het Kain teen Abel sy broer opgestaan en hom doodgemaak. Die oorgang is skielik. Een oomblik praat God met Kain, die volgende oomblik is Abel dood. Genesis 4 vertel dit byna emosieloos. Dit beklemtoon die koelbloedigheid van hoe Kain reageer. Let op, dit was beplan. Kom ons gaan veld toe. Dit was uitgevoer. Kain het opgestaan teen hom en hom doodgemaak. Die eerste moord was 'n moord van een broer wat 'n ander een doodgemaak het. Die sonde wat in Genesis 3 begin het met ongehoorsaamheid aan God, eindig in Genesis 4 met die moord van 'n broer. Sonde eskaleer altyd. Wat begin as twyfel, eindig as vernietiging. En God se tweede vraag, waar is Abel jou broer? Genesis 3 se vraag was, waar is jy? En Genesis 4 se vraag is, waar is jou broer? Die twee vrae is aan mekaar verbind. Ons verhouding met God en ons verhouding met ons naaste is onlosmaaklik verbind aan mekaar. En Kain se reaksie? Hy het geantwoord, ek weet nie, is ek dan my broer se oppasser?
Eers lieg hy, ek weet nie. Natuurlik weet hy. Hy het die moord beplan en gepleeg. Maar soos sy vader Adam probeer hy wegkruip agter 'n leuen en probeer hy die skuld eintlik op God plaas. Ek weet nie, die leuen, en dan is ek dan my broer se oppasser? U is mos Abel se oppasser. As Abel iets oorgekom het, is dit mos u probleem en u skuld. Hy weier om verantwoordelikheid te neem vir sy eie sonde. Is ek dan my broer se oppasser? Is ek dan my broer se oppasser? Natuurlik is jy jou broer se oppasser. Deur die hele Bybel weerklink dit, ja, julle is mekaar se oppassers. 1 Korintiërs 12, vers 26 en 27, as een ledemaat ly, ly al die ledemate saam. As een ledemaat vereer word, is al die ledemate saam bly. Julle is die liggaam van Christus en elkeen individueel 'n ledemaat. Ja, jy is jou broer se oppasser. Ja, jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jou naaste. Ja, jy kan nie onbetrokke bly nie. Ja, jy kan nie afsydig staan nie. Die hele wet en die profete, sê Jesus, is saamgevat in 2 gebooie. Liefde vir God en liefde vir jou naaste. Jy kan nie die een hê sonder die ander nie. God vra, waar is jou broer? En nadat Kain lieg en homself probeer verontskuldig, antwoord God self. Wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer bly roep na my vanuit die grond. Hierdie vers is aangrypend in sy beeldspraak. Abel se bloed roep. Dit het 'n stem. Dit roep, dit getuig. Teen wie roep dit? Teen wie getuig dit? Teen Kain, die moordenaar. Maar let ook op, dit roep na God. Die sonde teen ons naaste is altyd uiteindelik 'n sonde ook teen God. David verstaan dit wanneer hy in Psalm 51 vers 6 bely, teen u alleen het ek gesondig. Selfs nadat hy oorspel gepleeg het en nadat hy die vrou se man laat doodmaak het, bely David steeds, teen u alleen het ek gesondig. Abel se bloed roep na God. Abel se bloed roep na vergelding en straf, en hierdie vergelding en straf is as gevolg van die mens, Kain se sonde. Jesus se bloed roep, ook as gevolg van die mens se sonde na God, maar nou om vergifnis. Hebreërs 12 vers 24, Jesus, die middelaar van 'n nuwe verbond, wie se bloed gesprinkel is, praat sterker as die bloed van Abel. Abel se bloed veroordeel, Jesus se bloed verlos. Kain se oordeel, sy vonnis, daarom vervloek is jy, verban van die grond af, die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit nie langer sy opbrengs vir jou gee nie. 'n doellose swerwer sal jy op die aarde wees. Die vonnis pas by Kain. Die grond is vervloek vir hom. Die landbouer sal nie meer suksesvol boer nie. Hy sal swerf. Die een wat nie sy broer wou oppas nie, sal geen permanente woning hê nie. 'n doellose swerwer, altyd op die vlug, nooit veilig nie, nooit tuis nie. God eis nie Kain se bloed in die plek van Abel se bloed nie. God se genade is weer eens sterker as God se oordeel. Maar selfs dit is nie vir Kain aanvaarbaar nie. Kain het vir die Here gesê, my straf is te swaar om te dra. Kyk, u verdryf my vandag van die grond af, en vir u sal ek moet wegkruip. Ek sal 'n doellose swerwer word op die aarde, en elkeen wat my teekom, sal my doodmaak. Let op, Kain sê nie, my sonde is groot nie, maar my straf is groot. Hy bely steeds nie sy skuld nie, hy kla oor die gevolge, nie oor die daad nie. Kain val nie op sy knie en skree, wat het ek gedoen nie? Nee, hy skree, wat word my aangedoen? Mense is nie jammer oor hulle sonde nie. Hulle is eerder jammer as hulle uitgevang word, en hulle is bitter jammer vir die gevolge daarvan vir hulle. Kain vrees nou vir sy eie lewe. Die moordenaar vrees om vermoord te word, en dan weer die ongelooflike genade van God. Maar die Here het hom geantwoord, goed dan, enige een wat Kain doodmaak, dit sal 7 maal gewreek word. Die Here het toe op Kain 'n merkteken gesit, sodat niemand wat hom teekom, hom sou doodslaan nie. Selfs hier, selfs na moord, selfs na leuns,
Selfs na ontkenning vir verantwoordelikheid, selfs hier is daar genade. God beskerm Kain se lewe. Hy plaas 'n teken op hom sodat niemand hom sal doodmaak nie. Dit is nie 'n verskoning vir sy sondes nie. Dit is nie 'n ontkenning van sy skuld nie. Dis wel 'n teken van God se genade, van God se geduld. Soms is die gevolge van ons dade teenoor ander mense baie minder as die skade en die seer wat ons aan hulle doen. En tog, sonder dat Kain dit besef, is die uiteinde van sy gevolge nog baie erger. Kain het toe uit die Here se teenwoordigheid weggegaan en in die land Nod gaan woon, oos van Eden. Onbetaalde sonde neem jou uit God se teenwoordigheid uit. Kain het toe uit die Here se teenwoordigheid weggegaan. Die laaste woorde oor Kain is tragies. Kain het toe uit die Here se teenwoordigheid weggegaan. Ja, hy leef in veiligheid, anders sal hom nie doodmaak nie. Hy leef, maar hy leef weg van God se teenwoordigheid af. Hy het nakomelinge, kinders, kleinkinders, hy bou 'n stad. Hy het 'n lewe, maar dit is 'n lewe sonder God. 'n Lewe weg van God se teenwoordigheid. En Nod, daar waar hy gaan woon, beteken swerwer. Swerwer, iemand wat altyd bly soek en nie vind nie. Sonder God, sonder Christus bly jy 'n swerwer, bly jy iemand wat soek. Onder die bloed van Christus kom jy weer in God se teenwoordigheid. Kain het nie sy sonde erken nie. Hy het nie daaroor berou gehad nie, en daarom was hy nie meer in God se teenwoordigheid nie. 1 Johannes 1 vers 8 en 9 stel dit duidelik. As ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. Kom ons kyk gou weer na Genesis 3 en 4 en sien wat sonde doen. In Genesis 3, dit begin met twyfel in God se woord, dit beweeg na begeerte om dit wat verbode is te doen, dit lei tot ongehoorsaamheid. Die beeld van God word verruil vir die beeld van die slang. In Genesis 4, dit begin met verkeerde en selfsugtige aanbidding. Dit beweeg na woede en jaloesie. Dit lei tot geweld en moord, al is dit net in jou hart, en dit eindig met 'n vervreemding van beide God en mens. Sonde bly nooit staties nie. Dit groei, dit versprei, dit vernietig meer en meer. Sonde beïnvloed alle verhoudinge. Ons verhouding met God, vrees vervang liefde. Skuld en ontkenning vervang openheid en eerlikheid. Ontkenning van skuld vervang belydenis van skuld. Ons verhouding met onsself. Mense word opgevreet deur skuld en skaamte. Selfverdediging word die norm. Ons verloor ons ware identiteit. Ons verhouding met ons naaste. Ons blameer iets of iemand anders, soos Adam vir Eva blameer het. In afguns groei, Kain is jaloers op Abel. Mense staan teenoor mekaar in plaas daarvan dat hulle lede van een liggaam is. Kain vermoor vir Abel. Ons verhouding met die skepping, die grond is vervloek. Werk is nie meer 'n vreugde nie, dis 'n moeite. Werk is nie meer 'n roeping nie, dis werk. En die skepping kreun onder die sonde. Jou sonde is nie net 'n persoonlike aangeleentheid nie. Dit beïnvloed alles en almal. 1 Korintiërs 15 vers 22 sê, almal sterf deur Adam. Romeine 8 vers 22, ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja in geboortepyne verkeer. Efesiërs 2 vers 1 tot 3, julle was dood deur die oortredings en sonde, waarin julle van tevore geleef het. Volgens die bose lewenswyse van hierdie bedeling, volgens die heerser oor die mag van die lug, die heerser van die gees, wat nou aan die werk is onder die seuns van die ongehoorsaamheid. Ons almal het van tevore soos hulle opgetree, toe ons die begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes uitgeleef het. Ook ons, soos al die ander, was van nature kinders bestem vir die oordeel. En wat is God se reaksie op sonde? In beide Genesis 3 en 4 sien ons dieselfde patroon in God se reaksie. God neem die inisiatief. Hy kom soek, hy vra,
Hy konfronteer. En God gee geleentheid vir belydenis, hy dwing nie, hy vra. God spreek vonnis uit, sonde het gevolge, maar God betoon genade. Te midde van oordeel is daar altyd genade. God vra weer vandag vir jou, waar is jy? Hou op om jouself te verontskuldig, trek die beeld van die slang uit en trek weer die beeld van God aan, trek vir Christus aan. Waar is jy in jou verhouding met God? Waar is jy geestelik? Waar is jy emosioneel? Waar is jy moreel? Kruip jy nog steeds weg? God wag steeds. Hy soek steeds. Hy roep steeds. God se vraag is 'n uitnodiging tot eerlikheid. Nie die eerlikheid van selfverdediging nie. Nie die eerlikheid van skuld vir ander gee nie, maar die eerlikheid van ware belydenis. Dit beteken om ons sonde te erken sonder verskonings. Nie ek het gesondig, maar nie. Nie as ek verkeerd was nie, maar ek het gesondig, punt. Soos Dawid in 2 Samuel 12 vers 13 bely, ek het gesondig teen die Here. Soos die verlore seun in Lukas 15 vers 21 sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Dit beteken om verantwoordelikheid te neem, nie om ons omstandighede te blameer nie, nie om ons opvoeding te blameer nie, nie om ander mense te blameer nie, maar om te sê, ek het gekies, ek het gedoen, ek is verantwoordelik. Om ons hart bloot te lê, nie om ons ware gevoelens weg te steek nie, nie om voor te gee dat alles reg is nie, maar om eerlik te wees oor ons worsteling, ons twyfel, ons vrees, ons skaamte en ons skuld. Hoekom kan ons eerlik wees? Omdat ons 'n belofte het in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. Nie miskien nie, nie as ons dit verdien nie, maar omdat hy getrou en regverdig is, getrou aan sy beloftes, aan sy karakter, aan sy woord, regverdig omdat Jesus reeds jou straf gedra het. Maar ware bekering eindig nie net by belydenis nie. Dit groei na gehoorsaamheid. Soos God vir Kain gesê het, jy moet oor die sonde heers. Dit is nie net 'n moontlikheid nie, dit is 'n opdrag. Deur Christus, deur die krag van die Heilige Gees, kan ons oorwin. Romeine 6, vers 11 en 12. Beskou julle self dan sodat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggaam heers om julle sy begeertes te laat gehoorsaam nie. Die sonde hoef nie te heers nie. Ons moet daaroor heers. Maar die uiteindelike doel is nie net dat ons sondes betaal is nie. Die doel is om verhoudings te herstel. Vergifnis herstel jou verhouding met God, met mense en met die skepping. God wil nie net hê dat ons moet ophou wegkruip nie. Hy wil hê ons moet terugkom, naderkom. Ons moet weer in God se teenwoordigheid lewe. En daarom vra God vandag weer vir jou die vraag wat jy nie wil hoor nie. En waar's jou broer? Want hierdie vraag dwing ons om buite onsself te kyk. Dit dwing ons om ander te sien. Dit dwing ons om verantwoordelikheid te neem vir meer as net ons eie welstand. En net soos Kain is ons natuurlike reaksie om te sê, is ek my broer se oppasser? Maar die antwoord in die hele Bybel is ja. Levitikus 19 van vers 17 af sê, jy mag nie jou broer in jou hart haat nie. Wys jou volksgenoot openhartig tereg. Jy mag nie 'n misdaad teen hom bly hou nie. Jy mag nie haatdraand wees en 'n wrok koester teen die kinders van jou volk nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Micha 6 vers 8. Hy het aan jou mens bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om nederig die pad saam met God te loop. Johannes 3 vers 34. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Galasiërs 6 vers 2. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. 1 Johannes 3 vers 17. Hoe bly die liefde van God in iemand wat genoeg aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar sy hart nogtans vir hom toesluit? Waar is jou broer? As ons nie ons broer se oppasser is nie, dan word ons soos Kain.
selfgesentreerd. Waar Adam gefaal het, het Jesus geslaag. Adam het God se woord verwerp, weggekruip, sy verantwoordelikheid vir my en sy skuld op ander gepak. Jesus het God se woord gehoorsaam. Hy het God gehoorsaam selfs in sy dood. Jesus het vir ons verantwoordelikheid geneem, ons skuld op hom geneem. Waar Kain gefaal het, het Jesus geslag. Kain het sy broer gehaat, sy broer vermoor, sy broer se bloed vergiet, verantwoordelikheid verwerp. Jesus het sy broers liefgehad, sy lewe gegee vir sy broers, sy eie bloed vergiet om ons te red, verantwoordelikheid geneem vir ons. Abel se bloed roep om wraak, om vergelding, om oordeel. Jesus se bloed roep om vergifnis, om versoening, om genade vir jou. Waar Abel se bloed ons veroordeel, want ons is almal skuldig aan sonde teen ons naaste, reinig Jesus se bloed ons van alle sonde. Kom ons bid saam. Here, U vra vir my, waar is jy? En ek antwoord, hier is ek, 'n sondaar, gered deur genade, gereinig deur die bloed van Christus, gereed om te dien. Here, U vra vir my, waar is jou broer? En ek antwoord, hy is hier langs my, en ek is sy oppasser, soos Christus my oppasser is. Ek sal vir hom en haar sorg, soos Christus vir my sorg. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.